Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens koerantbesprekings en Gert van der Westhuizen sluit volgens ons aan. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre Peer. Hoe jy 'n romantiese radiostem. O, magtig, ek dink dit is net 'n para aan die keel. En baie gelukkige Paasfees vir julle. Baie dankie vir jou ook. Gert, ek het vir jou iets. Ek weet jy mag dit nou nie noodwendig eet nie, maar ek gaan dit maar nou in elk geval vir jou gee. Baie dankie om Jennifer. Om te sê geseënde Paasfees. Dis baie gaaf van jou. Kry hy spekkel. Ek kry dit dan nie. Nee, jy kry liefde. Jy kry liefde. Ek weet. Gert, ek weet nie of jy daai gaan moet deel met iemand met jou soetland wat jy nou nie mag eintlik eet nie, Jennifer, maar ja, my dokter kyk gelukkig weet ek nie hierdie program nie want ek probeer om soveel as moontlik paaseiers en paasbolletjies te eet. Dit is my groot idee vir Paasfees. Gert, as jy so vinnig bedraai hoeveel lekkers is in daai glasbottel, wat sal jy sê? Waar's hy? Hy is al agter die glasbottel. daar staan. So jy nie kan sien nie, jy moet draai. Ja. Jo. 50. So 105. Okay, nie 105. goed, ons sal later vir sê of jy reg was, Gert. Gert, so praat van reg wees, die DA sukkel bietjie. Ja, die MK het die eerste keer 'n metrosetel gewen in 'n munisipale tussenverkiesing in eThekwini wat hulle setel by die DA nogal afgevat het. Dit is maar iets soos 22 stemme, is 'n baie lae stempersentasie, maar ja, dit is nogal vir die MK is dit nou 'n goeie ding, vir ander mense sal dit nie so 'n goeie ding wees nie, weet, maar dit wys vir jou net dat hulle in KwaZulu-Natal is hulle besig om al hoe sterker te word. Ek sien die EFF het maar 30 stemme gekry. So die EFF is ek dink in KwaZulu-Natal heeltemal uitgeskakel as 'n faktor. Dit het ons gesien in verlede jaar se verkiesings. Ek verwag dat MK baie beter gaan doen in die munisipale verkiesings wat volgende jaar kom. So die DA en die ANC en die IFP moet maar hulle koalisies regkry as hulle nog gesê in baie munisipaliteite in die provinsie wil hê. Die MK het natuurlik gejuig oor die oorwinning oor wat hulle noem die rassistiese DA. Hulle sal altyd maar 'n stertjie bylas, jy weet, dit raak bietjie irriterend. Maar nou ja, maar dit is vir hulle is dit nogal in hulle ek dink verlede maand of die maand het hulle setel in Saldanha in die Wes-Kaap ook gewen. Wat ook nogal vir my baie verrassend was dat hulle setel daar gewen het. Jy weet, so hulle doen baie goed op munisipale vlak in die stadium. Ek weet mense moenie dit sê nie, hier gaan mense nou weer kwaad maak, maar die aanhaling hier is ons is daartoe verbind om ons beloftes vir die onteiening van grond sonder vergoeding na te kom. Dis nou volgens die MK party. Daar slaat 'n mens nou weer op daai senuweekol. Ja, nee, ag, maar jy weet dis wat vir my verstommend eintlik is van die EFF en MK en jy weet nou met hierdie spanning tussen ons en Amerika, nou gaan hulle aan en daaroor en sê die hele tyd ons sal dit doen, ons sal dat doen, jy weet, en hulle vererger net die spanning tussen ons en Amerika want elke keer kan Donald Trump nou 'n aanhaling van die MK of die EFF tweet en dan sê hy kyk my punt, dit bewys my punt. Jy weet dit is maar net irriterend en so aan en ek dink net kyk ek het al MK se manifest gelees en jy het nou al hulle beloftes en goed gelees. Dit is maar basies die middeleeue gaan omtrent terugkeer as hulle eens met 'n stelsel van hoofmanne wat alles regeer, dit gaan soos 'n pagstelsel wees. So ek weet net nie hoe hulle ekonomiese beleid gaan werk nie. Dit is net nie werkbaar dink ek in hierdie stadium nie. Dis maar soos die EFF se ekonomiese beleid ook. Dit sal net nie werk nie. Absoluut. So ons moet maar hoop daar gebeur iets wat mense weer hulle sal dit sien wat regtig belangrik is vir die land en wat hulle moet hê want plaaslike regering is tog so belangrik. Ons het al hoeveel keer gesê, dis die eerste vlak van regering waarmee jy te doen kry, maar ons sukkel daarso. Ons sukkel verseker daar. En nou so gepraat van 'n plaaslike regering. Ek dink mense is ook net keelvol. Hulle is Jennifer, soos ons volgende storie sê die boer van Warden wat 'n swart vullesak in die munisipale kantore gaan leegmaak het en vir die mense gesê doen julle werk. Jy weet en ek sien die VF raadslid daar van Warden sê die ou is 'n baie rustige ou. Hy's baie kalm. Hy maak nie amok en sulke goeders nie, maar hy het 'n munisipale rekening gewoonlik van so R9,000 'n maand. Dit is baie geld. Dis as jy R9,000 'n maand betaal, Dan verwag jy diens. Ek was onlangs in 'n Loenie toe ek in 'n gastehuis gebly. Die ou sê vir my sy munisipale rekening met erfbelasting en water en krag is so R10,000 'n maand. Dis baie geld. Dan verwag jy regtig diens. Dan verwag jy nie mense moet rondsit en niks doen nie. Daar word nie dienste gelewer nie. Jy weet salarisse, die meeste uitgawes gaan aan salarisse. Jy weet ons het gesien in Parys dink ek onlangs paar jaar terug wat salarisse met 100% verhoog is vir sekere mense. Jy kan nie salarisverhoging van 100%. Nee man, dis belaglik. Dis heeltemal belaglik. En wat mense nou verwag het, jy dan verwag, o, hier's nou gaan mense weer sê hy's rassisties en weet nie wat alles, maar hy het geweldig baie
reaksie gekry op TikTok nogal. Jy weet dit wys vir jou van mense van oor die kleurgrens heen wat sê baie goeie ding wat hulle gedoen het. Pypwerk, hierdie trotse Suid-Afrikaner tree namens alle burgers op. Mense is keelvol verleë beloftes, korrupsie, swak dienslewering, selfverryking, plundering deur politici, munisipaliteite en staatsdepartemente. Mense is regtig nou keelvol daarvoor. Ek dink dis ook 'n groot rede hoekom mense dalk nie meer vir die ANC stem in plekke soos eThekwini nou nie, want eThekwini is een voorbeeld waar totaal chaos heers en daar's nou al 'n presidensiële komitee aangestel, maar nou ja, dit lei nie tot veel nie. Ons sit met Johannesburg. Ek sien die nuwe Financial Mail se hele voorblad artikel gaan oor die verval van Johannesburg en die vraag is, gaan ons Johannesburg ooit weer regkry? Dis die probleem, as jy eers laat gaan, dan Ja, laat as gaan jy jy eers dit. laat gaan, jy weet, veral 'n groot stad soos Johannesburg, 'n klein dorpie kan jy dalk nog regkry, maar as jy baie gaan kyk na toe ek laas in Borden se middedorp was, dit is nie jy's nou 'n plek wat jy weet en soos iemand al een keer van gesê het, Barend Legrandsie wat so baie doen om die dorpe in goed skoon te kry. Hy sê as 'n belegger na 'n dorp toe kom en 'n dorp lyk so, dan wil hy nie daar Dan loop hy geld. weg. Nee. So jy gaan nie beleggers trek om daar geld te belê. Daar word gesê hier Worden was van dese week 3 dae lank sonder krag, Ja. 1 dag sonder water en die vullis word al vir maande lank Ja. nie verwyder nie. So Ja. jy kan verstaan dat die boer Jy kan homself verstaan gestrip dat- het ja. en gesê hy het die sak basies, die swart sak in die munisipale Ja. kantore gaan leegmaak en sê kom, julle moet 'n bietjie kom werk, kom maak skoon. En toe loop hy weer klim in sy kar en toe gaan hy werk. Ja. Jy weet nie, mense gaan begin optree, jy weet. Ja, ja. En mense moet eintlik is dit 'n goeie ding dat dit gebeur. Jy weet, mense moet al hoe meer hulle stemme dik maak Ja. teen sulke gebrekkige dienste. Mense wat betaal. Mense wat betaal daarvoor, jy weet. Ja, Gert, hoe lank kan mense die agteruit half net toe kyk en sê, Ja. okay, ons gaan net aanpas, vir mense gaan ook ek is nou genoeg aangepas. Nou verwag dis ek waar. iets moet gedoen Jy weet, maar word. kyk nou, gewoonlik is dit arme mense ook wat daaronder lê. Jy kyk na 'n plek soos Parys byvoorbeeld waar jy nie die water kan drink wanneer die kraan Ja. uitkom nie, jy moet ekstra water gaan koop. Nou iemand wat in 'n township bly, wat al klaar se begroting al klaar tot op die been is, jy Het weet. nie die Nou moet jy vermoë. net jy het nie die vermoë om te gaan ekstra water koop. Jy weet en dit is eintlik 'n klap in daai mense se gesig. Nou kom jy die hele tyd, wel, maar ons is ter wille van die armes, maar ons sien nie die teendeel, jy weet. En dan intussen sit daar geskorste landdroste wat miljoene verdien by die huis. Kan jy dit glo? Miljoene. 31 miljoen rand vir die salaris van geskorste landdros. Een landdros is al sedert 2018 geskort en het in die tyd 8 miljoen rand verdien. En sit by die huis en Van doen dit. 2018 af terwyl hy niks doen Ja, nie. terwyl hulle niks doen. Jy weet en hier sit ons dan nou wonder ons wat gaan ons nou doen? Ons moet nou BTW verhoog. Maar as jy nou goed soos hierdie kan doen nie. Ja. En jy vat nou daai 31 miljoen rand en jy vat daar nog 'n paar miljoen en jy vat nog daar 'n paar miljoen. Die hele probleem ook met hierdie landdroste wat geskort is, die ondersoeke duur eenvoudig net te lank. Jy weet ek kan net nie verstaan dat ons goed so lank laat duur nie. As daar mos nou 'n ondersoek gedoen moet word, dan doen jy ondersoek en kry klaar en besluit of die persoon geskort gaan word of nie. Jy weet jy kan nie dit net laat voortsleep en die mense sit by die huis en verdien miljoene nie. Goeie aarde, dit moet verskriklik lekker wees. Jy 7 sit by die- jaar. Jy 7 jaar jy lank doen nog net- steeds ondersoek Jy gedoen. doen net wat jy wil. Jy gaan nie werk doen nie, jy verdien 8 miljoen. Woeps waps. Dit is so maklik so. En dit is nog meer as wat meeste mense in Suid-Afrika verdien Ja. ook. So jy sit by die huis en jy verdien meer as wat meeste Ja, mense meer in as 'n Suid-Afrika. miljoen 'n jaar. Jy weet kan hulle nie net ten minste die salaris daarom sny of iets nie. Maar nou gaan hulle aan. Daar moet tog seker 'n ander manier wees, verstaan, van om te gaan jy word geskort en ek neem aan as jy geskort word is dit met 'n goeie rede om te Ja, sê daar moet jy 'n goeie skors rede wees. met so sonder salaris. As jy onskuldig bevind word dan soos jy terugbetaal. Maar jy kan of daai jy weet prosesse moet binne 6 maande Ja. afgehandel word, Ja. maar daar moet sekerlik iets Maar anders dis is die wees. sondekommissie ook maar jy weet wat ons nou al jare mee sukkel en een van die landroste wat daar nou by die huis sit was juist betrokke by die Bosasa skandaal. Wat ook deel uitmaak van die sondekommissie se ondersoek waar ook nog niks gebeur het nie. Ja, daar het niks gebeur Ja, daar. niks gebeur. Kyk, ek weet sulke ondersoeke is moeilik om te doen want jy moet forensiese ondersoekwerk is nie maklik nie. En ek dink nie die staat het altyd die vermoë nie, maar dan kry jy maar die vermoë in. Betaal maar eerder 2 of 3 miljoen rand vir 'n forensiese ondersoek as wat jy 31 miljoen rand vermors. Nou hoe lank gaan dit dan nog voortduur? Sure. Nie, maar daar kom wel moeilike tye. Ja, soos president Donald Trump van Amerika nou woer speel met die ekonomie met sy verhoogde tariewe, handelstariewe. Maar nou moet ek die naam reg uitspreek. Kristalina Georgieva, besturende direkteur van die Internasionale Monetaire Fonds, sê daar is daarom nie 'n resessie op pad nie. Sure. Maar ons gaan moeilike ekonomiese tye hê. Sy sê regerings moet ook sorg dat hulle huis in orde is, want die staatsskuld het baie toegeneem sedert COVID-19. Die pandemie wat ons gehad, jy weet, en ons sit self met 'n hoë staatsskuld en ons betaal baie rente.
Ek wil net hierso terwyl ons nou van president Donald Trump praat. Ek kyk gisterand na 'n perskonferensie van hom. Jy weet, en ons het nou al baie kritiek gehad vir Donald Trump, maar een ding wat ek hom ter ere moet nagee, hy sit daarso by die perskonferensie en dan kan joernaliste vir hom vra. En jy kan vir hom enigiets vra. En hy beantwoord alle vrae. En hy sit lank daar en luister na vrae. Ons president, inteendeel, wil nooit met die media praat en wil nooit vrae beantwoord nie. Jy weet, as jy na 'n staatsbesoek gaan by die presidentskap, sit jy gewoonlik, moet jy al 8 uur die oggend daar wees, dan begin dit eers hier teen 10 uur, 12 uur as jy gelukkig is. Dan sit jy die hele tyd daar. As die president in die mood is, dan sal hy 2 of 3 vrae beantwoord. In al my tyd wat ek daar was, wat ek al hoeveel van die goed bygewoon het, en nog net kon ek een vraag vra. Jy weet, en dit is vir my asof die president bang is vir die media. Ek sien die Suid-Afrikaanse National Editors Forum het gister ook gesê, jy weet, die manier waarop die president die media behandel tydens sy besoek aan die Oos-Kaap is net nie reg nie. Jy weet, ek weet nie hoekom wil die president die hele tyd vir ons weghardloop nie. Hy word baie gekritiseer, maar hy word nie naaste by so baie gekritiseer soos Donald Trump nie. Jy weet, Trump is lekker sarkasties as hy vrae beantwoord en hy sal sê, ja, maar jy, Jennifer, is 'n fake want jy werk vir 'n fake news organisasie en Peer, jy weet nie wat aangaan nie, maar ten minste antwoord hy jou vrae, jy weet. En dis wat 'n mens wil hê van ons. Jy weet, dis nou sit jy met goed soos 31 miljoen rand vir landros wat by die huis bly. Dis omdat mense nie wil vrae beantwoord. Ja. Jy weet, daar's nie een jy weet, dit gaan oor die verantwoordbaarheid van ons gekose. Jy weet, mense word betaal om woordvoerders vir staatsdepartemente te wees, maar probeer iets uit te kry. Probeer iets. Dan staan daar altyd onder in die berig, die woordvoerders van die departement kon nie bereik word. En dit is regtig die waarheid. Jy probeer jou bes om hulle te bereik. Die president se woordvoerder is loshande die beste van almal. Vincent Magwenya, hy's baie goed en hy antwoord altyd al jou vrae, maar die res, jy weet, sedert die nuwe kabinet ingekom het, jy ken nou van die ander ministers, die nuwe ministers soos die DA-ministers en 'n paar ander, dan vra jy sommer direk vir die minister partykeer, dan kry jy antwoorde. Maar dis nie eintlik hoe dit moet werk. Ja. Jy weet, so dis ook nog 'n plek waar baie van ons geld heen gaan. Hulle kan maar al die woordvoerders van staatsdienste afdank, staatsdepartemente afdank, jy gaan nie verskil agterkom nie. Maar nou ja. Kom ons sels verder oor die pers en die mooi foto's, die hartroerende foto's. Ek sê die mooiste verkeerde woord, hartroerende foto's wat mense laat besef wat aangaan in die wêreld. Ja, dit is dis verstommend, Jennifer, as 'n mens nou kyk na die foto wat gewen het van die Palestynse seentjie, die 'n 9 jaar oue Mahmoud Ajour wat albei sy arms verloor het. Die foto's geneem deur 'n Palestynse fotograaf, Samar Abu Elouf. Jy weet, sy neem foto's van die Palestynse mense wat na die buiteland toe geneem word vir behandeling. Dit moet weer laat dink aan die oorlog in Gaza wat nou nog aangaan. En lyk my dit het geen einde nie. Jy weet, van die ander foto's is daar's 'n foto van vlugtelinge wat na Amerika toe gaan. Interessant, dis 'n foto van Chinese vlugtelinge by die Meksikaanse grens. Ja. En hoe hulle regmaak om die grens te gaan. Ja, jy weet, en dit is ook maar, jy weet, vlugtelinge, ja, soos ons nou gesien het met president Trump wat vlugtelingstatus aanbied, dis regtig vlugtelinge daai. Jy het niks nie. Jy gaan met die hoop dat jy elders kan heen gaan en jy sit maar net daar en dan is jy afhanklik van hoeveel goeders. Kan jy dink met jou gesin en jou kinders? Met jou gesin, met jou kinders. Jy het nie kos nie, jy het nie vervoer nie. Hoe ver loop daai mense nie? Hoe bly hulle warm in die koue? Jy weet, al daai tipe van goed. En dan die ander foto's net so ontstellend van die Amazone oerwoud waar kyk hoe droog is dit daar. Dis verskriklik, met die ontbossing en al daai tipe van goed wat jy het vandag toe hierdie artikel besluit ons praat oor die artikel. Het jy my hele voorbereiding vir vandag se program deurmekaar gekrap? Want ek het seker 'n halfuur lank net foto's geanaliseer en gekyk en oop mond gestaar na hulle. Daai een in die middel is dit is 'n rivier in die Amazone. Ons sê altyd riviere loop kilometers breed in die Amazone. Die Amazone loop nou deur so 'n ongelooflike droogte soos wat daar nog nooit gesien is in die Amazone. Ja, en jy verwag die hele tyd die Amazone is hierdie lush jungle nie. En daai ou staan op 'n rivier in 'n rivierbedding. Daar moet water wees tot aan die ander kant op die horison. Dis altyd per boot oorgesteek. Hy dra kos na sy ma toe. Wat aan die ander kant van die rivier bly, maar die rivier is weg. Nee, dis verstommend, Peer. Dit wys net vir jou wat die toestand in die wêreld is, jy weet, en ons moet 'n bietjie meer aandag daaraan begin gee, maar mense kan gerus gaan kyk na daai foto's, nie, want die ou gesegde 'n foto sê meer as 1000 woorde nie. Jy kan daai foto kyk van die Palestynse seentjie, jy hoef niks meer te sê nie. Jy weet, en jy kan dit van toepassing maak op so baie dele van die wêreld. Gert, kom ons gesels gou oor die peperdierpaaseiers, want dis ontstellend. Ja, Jennifer, nou deel jy nog uit ook nie. Nee, lyk vir my daar is en ek het nooit geweet 6 tot 60% van ons kakao van die wêreld se kakao word in Wes-Afrika verbou, nie, jy weet, in lande soos die Voorkus, Ghana, Nigerië en Kameroen. Nou is daar een of ander virus. Hulle het 'n baie mooi naam daarvoor, CSCV.
dit laat glo van die goeie swel en allerlei tipe dinge en ek dink daar word 'n groot deel word daardeur geraak in Ghana veral. Ek dink 81% van Ghana se kakao produksie word daardeur geraak en jy sal agterkom dat sjokolade baie duur geword het. As jy ken, daar's 'n baie mooi grafika daarby, jy weet Malva Lekker paaseiers 'n boks van 36. Jy kan tot amper R100 daarvoor hoes, jy weet. R100 en daai ding hou 2 dae by my huis. Ja, 2 dae, jy's gelukkig. R99, maar jy kyk hoe pryse gestyg het ook, jy weet van sjokoladestafies, gewone sjokoladestafies, gevulde sjokoladestafies. Dis basies R10 duurder as 'n jaar gelede. So dit neem baie toe. En jy weet kakao is 'n groot die wêreld het dit seker nou ook nodig en daar's die klimaatsverandering het ook 'n invloed op die oeste daarso, jy weet. En 'n mens voel die Wes-Afrikane, daar's nie veel wat in hulle gun stel nie. So hopelik Hulle het kakao gehad. Ja, hulle het kakao gehad en nou is die kakao produksie in gevaar. Dis baie jammer. Gert, en dan word bome ook afgekap. Goeie aarde, die Britte daarom, jy weet. Daar's nou 'n restaurant, dis een van hierdie chains. Ek kan nou nie in Afrikaans dink van julle met my maar Franchise, ja. Franchise. Ja. Hulle het 'n boom van 400 jaar wat 400 jaar oud is afgekap, want dit hou glo 'n gevaar in vir mense wat die restaurant besoek. Dit is hierdie Engelse se beheptheid met health and safety. Ja, health and safety. Ja. Jy weet, maar is daar nie iemand, ja, ek weet nie, dis nou te laat om nou daaroor te kla, maar kyk nou daar, hulle is die owerhede sê hulle gaan nou probeer om die boom weer aan die groei te kry, maar dis net vir my verstommend. Met hom nou klaar. Ja, jy het hom nou klaar afgekap, so is eintlik nou te laat om iets daaraan te doen. Nou moet jy maar net hoop daar kan ergens nog 'n ou groenigheidjie kom en die boom kan nou groei, jy weet. So dis net vir my verstommend. Die eienaar van die franchise sê hy het verslag gekry van 'n health and safety maatskappy. Afskies vir my Engels, maar dis in Engeland. Ja. En toe sê hulle maar die boom kan dalk op mense en karre val, dis naby 'n parkeerterrein en die finansiële implikasies was vir sy maatskappy toe haas ondenkbaar om eers aan te dink en toe begin hulle dadelik vinnig die boom afkap. Maar die owerhede het ondersoek ingestel daarna verlede jaar en hulle het bevind die boom hou nie 'n gevaar in nie. Jy weet, ek dink altyd aan die uiterste voorbeeld wat ek gehad het. Ek was by die Dachau konsentrasiekamp eendag en dit was 'n baie winderige dag. Toegang tot die gaskamers word toe afgesper want hulle is bang mense word beseer as die wind waai en dan kan van die boomtakke of iets op hulle val. Ag nee, ek nou glo. Maar nou ja, so dit die mense nou sê by die plek waar baie mense vermoor is, nou kan jy nie gaan kyk hoe dit gedoen is nie want hulle is bang 'n tak val dalk op jou. Maar so die mense gaan baie erg daaraan. Jy weet, hier in Suid-Afrika steur ons nie eintlik. In Engeland kan jy nie op 'n 3-tree leer klim sonder dat iemand met 'n glimwes en 'n vlaggie vir jou moet oppas. Jy weet, eintlik het ek nie so seker, maar dit is wel sekere tekens van 'n nanny staat, maar aan die ander kant het ons daarom 'n bietjie meer vryhede wat dit betref. Dis die waarheid. Gert, dan gaan dit 'n nat paasnaweek wees. Ja, Jennifer, soos ons agtergekom het vandag, dit gaan 'n nat paasnaweek wees. Daar word nog reën voorspel vir verskeie dele van die land. Die owerhede het gewaarsku asseblief ry versigtig. As die paaie nat is, onthou die pad is nat. Jy kan nie meer teen 'n kar voor jou ry nie, want as hy moet remme aanslaan, gaan jy in hom vasry. Mense moet besop vir riviere en damme en vir vinnig vloeiende water. Jy weet, ons kry altyd hierdie waarskuwings. Mense steur hulle net nie daarin. Ek hoop tog nou hulle steur hulle daaraan. Maar dit gaan maar 'n natterige paasnaweek wees en dis 'n bietjie koelerig ook. Jy weet, so mense moet maar binnenshuis bly en kyk hoeveel paasbolletjies jy kan eet en so. Jy weet wat gebeur met die verkeer as dit reën en nou is dit ook paasnaweek verkeer. Paasnaweek en die paasnaweek verkeer is druk gewoonlik, baie druk, jy weet. So mense kan dis maar beter dat 'n mens werk eintlik nie, want wat? Want paasnaweek, nou gaan almal is op die pad. Nee, nou sit jy in die verkeer. Nee, nou gaan almal na dieselfde plek toe. Nou is dit so vol daar so jy kan nie beweeg. Ja, maar jy moet nie werk nie. Ja, maar ons werk ook afgeskaalde werk. Ons bietjie afgeskaal. Ons hom 'n bietjie afgeskaal. Gert, dan beste bewyse tot nog toe dat daar lewe is. Ja, die wetenskaplikes daar in Brittanje met die James Webb ruimteteleskoop het hulle planeet in 'n ander sonnestelsel ontdek. Hulle noem hom K2-18 klein lettertjie B, die arme planeet. Hulle kon seker vir hom 'n mooier naam uitgedink het. Hy's 2 keer so groot soos die aarde, maar daar's glo tekens van lewe. Dis wat is molekules wat glo daar's tekens van molekules. Ek weet nou nie presies hoe dit werk nie. Ja, dis bakterieë en alge gee sekere tipe gas af. Ja. En as alge byvoorbeeld fotosinteer, dan gee dit 'n gas af en hulle kan van daai gasmolekules
kon hulle met die teleskoop bespeer. Hulle sê dis iets soos 10 maal meer as wat dit op planeet Aarde moet wees. Maar nou sê ander mense jy moet maar versigtig wees. Ander wetenskaplikes sê wees maar versigtig. Ons moet nog meer ondersoek daarna instel. Goeie nuus vir die as daar nou lewende wesens op daai planeet is 'n bietjie ver van die aarde af, so ons kan nie soontoe gaan en dit gaan opneek nie. Want dit gaan jou seker so die 700 triljoen myl van die aarde af, So 2 tanks diesel basically. 124 ligjare. 124 ligjare. So jy sal 'n mens in sy lewenstyd kan nie so ver reis nie. So dit wat ons nou daarvan sien is het 124 jaar terug gebeur. Dit wat die teleskoop gesien het. Dis basies wat dit is. Jy weet nou wonder mense of mense nie vir Elon Musk kan oorreed om plek van Mars toe te gaan dat hy nie dalk wil hy nie dalk na hierdie planeet gaan nie. Ja. Gert, ons los dit vir jou om met hom te praat. En kan hy nie self vlieg môre al nie. Ja, kan nie al vandag vertrek nie. Maar ja, ek weet nie ons is al ewig aan die soek na lewe op ander planete. Ja. Wat vir my altyd net vreemd is, ons stel dit altyd voor as mense met sulke groot koppe wat in sulke ronde goedjies vlieg. Jy weet mense nou gedink ek verstaan nie ons obsessie met dit nie, maar nou ja. Soulik, Gert, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Jy moet 'n heerlike Paasnaweek hê. Ek hoop jy kry daar 'n bietjie rus ook. Nee, baie dankie Jennifer, dieselfde vir julle twee. Jy moenie te hard werk nie. Ek sien julle werk nog maandagooggend ook. Dis korrek, maar dankie Gert. Ja. Dit is Gert van die Westhuizen en bly gerus ingeskakel net nog as voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.